So nou kom jy by die kern eintlik uit van kerk wees. As daar nie ouderlinge is nie, is daar nie 'n gemeente. As mag 'n klomp mense by mekaar wees, en daar mag allerlei dinge gebeur, en gesing word, en gepredik word, maar gemeente wees beteken dat daar ouderlinge sal wees. Bid saam. Onse genadige God, ons verwonder ons oor die voortgang van die evangelie in hierdie wêreld. Ons verwonder ons oor u almag, oor die liefde, oor u getrouheid, dat u nie hierdie mensdom laat vaar het nie, dat u nie hulle gelos het in hulle sonde toestand, in die verderf nie, maar dat u hulle genadig is, dat u vir hulle 'n woord van verlossing gebring het. En ons dank u dat daardie woord van verlossing ook tot by ons gekom het deur al die geslagte heen. Genadige God en Hemelse Vader, ons bid dat ons dan daarin sal vashou, dat ons sal bly staan in hierdie waarheid, dat ons sal groei in geloof, dat dit by ons blydskap en vreugde sal bring. Ons is almal kinders in die huis, en u is 'n goeie en 'n genadige Vader wat vir ons net die beste wil beskik deur u Seun Jesus Christus, en daaraan hou ons vas in sy heilige naam. Amen. Ons het nou verlede keer omtrent heeltemal deur Handelinge 14 gekom, maar ek gaan net terwille van kontinuïteit gaan ek 'n bietjie lees weer vanaf vers 11, net sodat ons gedagtes verfris word, en dan sal ons hopelik tot die einde van daai hoofstuk kom vandag. So toe die apostel Paulus deur die genade van die Here daardie man weer laat begin loop het, vers 11, toe sien die skare wat Paulus gedoen het, hulle verhef hulle stem en sê in Likaonies, die gode het soos mense geword en neergedaal na ons toe. En hulle het vir Barnabas Jupiter genoem en vir Paulus Mercurius, omdat hy die woordvoerder was. En die priester van Jupiter, wie se tempel voor hulle stad was, het stiere en kranse na die poorte gebring en wou saam met die skare offer. Maar toe die apostels Barnabas en Paulus dit hoor, het hulle klere geskeur en onder die skare ingespring en geroep en gesê, manne, waarom doen julle hierdie dinge? Ons is net sulke mense soos julle en ons verkondig die evangelie dat julle heel van hierdie nietige dinge moet bekeer tot die lewende God, wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is gemaak het. Hy het in die tye wat verby is toegelaat dat al die nasies in hulle eie weë sou wandel. Al het hy homself nie onbetuig gelaat nie, deur goed te doen van die hemel vir ons reën en vrugbare tye te gee en ons harte met voedsel en vrolikheid te vervul. Selfs met hierdie woorde het hulle met moeite die skare verhinder om aan hulle te offer. Maar daar het Jode van Antiochië en Iconium aangekom en hulle het, nadat hulle die skare omgepraat het, Paulus gestenig en hom buitekant die stad gesleep met die gedagte dat hy dood was. Maar toe die disippels hom omring het hy opgestaan en in die stad gekom en die volgende dag saam met Barnabas na Derbe vertrek. En nadat hulle aan daardie stad die evangelie verkondig en 'n aantal disippels gemaak het, het hulle teruggegaan na Lystra en na Iconium en Antiochië.
en die siele van die disippels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê, ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan. En hulle het in elke gemeente vir hulle ouderlinge gekies en hulle na gebed en vas opgedra aan die Here in wie hulle geglo het. Toe gaan hulle deur Pisidië en kom in Pamfilië, en nadat hulle die woord in Perge verkondig het, het hulle afgegaan na Atalië. En daarvandaan het hulle weggevaar na Antiochië, waar hulle aan die genade van God opgedra was vir die werk wat hulle volbring het. En toe hulle daar kom en die gemeente saamgeroep het, het hulle verslag gedoen van al die dinge wat God met hulle gedoen het, en dat hy 'n deur van geloof vir die heidene geopen het. En hulle het daar by die disippels 'n geruime tyd deurgebring. So ons het nou heelwat gesê verlede keer oor hierdie reaksie van die mensdom, dat hulle eers vir Paulus as gode offers wou bring, en wat Paulus en Barnabas se reaksie daarop was. En die klem wat ons dan in vers 15 het, ons verkondig die evangelie, dat julle heel van hierdie nietige dinge moet bekeer tot die lewende God. So, dis baie belangrik dat ons vashou aan die gedagte dat die apostel Paulus en Barnabas en elke ander prediker die mensdom oproep om hulle te bekeer van nietige afgoderry en hulle moet wend tot die lewende God. Paulus skryf later aan die Tessalonisense 1 vers 9, hy sê, want hulle vertel self aangaande ons, watter ingang ons by julle gehad het, en hoe julle heel van die afgode bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien. So dit is die missie onder die heidendom, dat die mense hulle sal afkeer van die nietige afgode, wat niks is, en hulle sal wend tot die lewende God. Die lewende God wat die hemel en die aarde en die see wat alles en alles wat daarin is gemaak het. Ons dink aan Psalm 146, die 4de vers. Dis die Heer wat aarde en hemel, die getuies van sy mag, met die see en wat daar wemel voortgebring het deur sy krag, en wat onwrikbaar in sy trou altyd sy beloftes hou. Pragtige Psalm 146, die 4de vers. Dis nou die beruimde Psalm. Hierdie God het in die tye wat verby is toegelaat dat die nasies in hulle eie wese wandel. Ons het verlede keer gepraat hoe daar dieselfde denkrigting, daar dieselfde verduideliking ook in Handelinge 17 gebruik was, en ons sal nog daarby kom. Al het hy homself nie onbetuig gelaat nie. So, alhoewel God hom nie deur die Here Jesus Christus en deur die Ou Testament aan hierdie mense geopenbaar het nie, was hy homself nogtans nie onbetuig gelaat nie. Hy het nog steeds met hulle gepraat. Hoe het hy dit gedoen? Deur goed te doen, van die hemel vir ons reën en vrugbare tye te gee, en ons harte met voedsel en vrolikheid te vervul. En weer eens kom daar uit ons beruimde psalmboek, 2 versies na vore uit Psalm 104. Uit die boonste kamers ruis Gods reën, die berge en aarde drink 'n seën, en gras skiet vir die veedier uit, en vir die mens ontluik die kruid. Die brood wat hom sy kragte voed, die wyn wat hom sy smart versoet, die olie wat sy aangesig deur leed verdof, met vreug verlig. So het hulle harte met voedsel en vrolikheid vervul. Maar uit selfs hierdie woorde het hy met moeite die skare verhinder om aan hulle te offer. Maar nou kom daar Jode van Antiochië en Ikonium aan, en hulle hits die skares op, die mense op, teen
Paulus en Barnabas teen die evangelie. En dit is tragies dat ons skares kry wat vandag nog so maklik kan omswaai van die een situasie na die ander situasie. Ons dink toe die Here Jesus Christus by Jerusalem ingekom het, in die skare daar geskree het, Hosanna vir die seun van Dawid, en hulle klere en palmtakke daarvoor Jesus en die apostels neergegooi het, hom wat op die esel gery het. En binne 'n paar dae daarna, en mens weet nie hoeveel presies van dieselfde mense daarbey betrokke was nie, was hulle gereed om te skree, kruisig hom, kruisig hom. Ja, dis die mens, die een oomblik so, die ander oomblik so, ons moet op mense nie vertrou nie, einste Psalm 46, moet op skares nie vertrou nie, moenie daarop vertrou dat jy 'n politieke leier is en jy het miljoene gekry om vir jou te stem, dat daar dieselfde mense, hulle sal jou net so maklik, hulle rug weer op jou draai. So, hulle stenig hom toe, vir Paulus, maar deur die genade van die Here oorleef hy dit. Nou soos vanaand herhaal ons nou baie beruimde psalms aan. Dink aan Psalm 118, Gods regterhand is hoog verhewe, sy regterhand is groot van daad, dit laat van skrik die wêreld bewe, maar hef sy volk uit lyde en smaad. Daar lê Paulus nou gestenig, né? En die Here hef hom op uit lyde en smaad. En dan sê die psalmdigter, ek sal nie kwyn en slawe bande wat my ter dood toe wil omknel, en ek sal nie sterf deur vyand se hande, maar al Gods werke bly vertel. En dit is die roeping wat die apostel Paulus gehad het. Die Here het vir hom gesê, jy gaan vir my getuie wees, jy gaan my boodskap bring. En aan die einde van Paulus se lewe, daar in 2 Timoteus 4, dan sê hy, ek het my roeping voltooi, ek het dit gedoen, en ek het die boodskap gebring tot by die magtigste man wat destyds op aarde gelewe het, was keiser Nero. Ek het tot by keiser Nero die boodskap gebring. Die Here het my telkens uit die bek van die leeu verlos, so ek het my sending voltooi, maar die hele pad is net vol lyding en smaad en swaar kry en steniging en slaan en skibreek en so meer en so meer. Maar ek sal steeds Gods werke bly vertel. Die lewende God het sy gesand in die lewe bewaar. Goed, hulle vertrek daarvandaan af en nou gaan hulle na Derbe. Daar's nie baie beriggewing daaroor in vers 21 nie, en dan beweeg hulle verder terug, op hulle pad terug, soos hulle gekom het, om by daardie gemeentetjies wat hulle nou so pas al gegaan het, om nou daar weer besoek te doen. 'n beginsel wat ons vandag nog in die kerke het, en ons praat daarvan as visitasie. Hoe gaan dit hier? Julle die evangelie gehoor, funksioneer julle nou volgens daardie evangelie? Is daar eredienste, is daar woordverkondiging, wat kom daar tekort? Waarmee kan ons julle help? Hy die siele van die disippels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly, en hulle terselfdertyd daarop voorberei dat die evangelie bring teestand, het bring verdrukking. Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan. So dit is 'n gegewe, né? Paulus skryf in 2 Timoteus 3, skryf hy vir Timoteus, jy het my navolger geword in baie opsigte, maar deel daarvan sal ook wees vervolging en lyding, soos my te beurt geval het in Antigonie en Iconium en Lystra. En hy bring nou daardie herinneringe, daai eerste sendingreise, kom nou weer by hom op as hy vir Timoteus skryf. Hy sê, Timoteus, dis die soort van ding wat jy kan verwag.
En dan voeg hy daarby, hy sê, die Here het my uit almal verlos. En daarom, almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Wanneer jy die evangelie in hierdie wêreld bring, en jy bring dit in waarheid, dan is daar teestand, en daar is vervolging. Maar dis nie al nie, vers 23, en hulle het in elke gemeente vir hulle ouderlinge gekies. En hulle, dis die ouderlinge, na gebed en vas opgedra aan die Here, aan die Here in wie hulle geglo het. So wat vertel het ons van hierdie ouderlinge? Ons is nou besig hier om die eerste tekens te sien van die organisasie van die heel vroeë kerk. Dis nie net meer die apostels nie, daar is nou ook diakens, dit het ons in Handelinge 6 gesien. Daar is nie net meer apostels nie, maar daar is nou ook, elke gemeente moet ouderlinge hê. En dit is wat ons natuurlik vandag nog vashou. Baie keer, een van die gesprekke hoor mense nou, veral onder ons ou volkie deesdae wat so afvallig is, hulle is nou by hierdie kerk, of daai pastoor, of daai church on the rise, of jy weet, witness to the nations, en jy weet, allerhande, of pastoor Ad Boshoff, of jy weet, al van hierdie, en is 'n mega kerk, en is allerhande wonderlike dinge wat daar aangaan, en dan vra hy vir die mense, nou vertel my 'n bietjie van die ouderlinge. Hoe is dit? Jy weet, dis nou die pastoor, en hy is so goed en wonderlik, so kragtige prediker, so, maar vertel my van die ouderlinge. Wat? Ja, as leiers of iets, jy weet, sal hulle sê. En wie is jou ouderling? Wat bedoel jy my ouderling? So nou kom jy by die kern eintlik uit van kerk wees. As daar nie ouderlinge is nie, is daar nie 'n gemeente. Daar mag 'n klomp mense by mekaar wees, en daar mag allerlei dinge gebeur, en gesing word, en gepredik word, maar gemeente wees beteken dat daar ouderlinge sal wees. 'n Nederlandse teoloog met die naam van Jakob van Bruggen het gesê, die ouderlinge zijn primêr. Met ander woorde, dit gaan voort. 'n kerk, 'n gemeente kan sonder 'n dominee klaarkom, maar hy kan nie sonder ouderlinge klaarkom nie. Die oomblik as daar nie meer ouderlinge is nie, dan is daar nie meer 'n gemeente nie. En hier sien ons dit, heel vroeg aan die begin. En hulle word gekies. Hulle word gekies. Nou, wanneer ons die apostel Paulus se brief aan Timoteus lees, dan hoor ons dieselfde ding, aan Titus lees, dan lees ons dieselfde ding, om hierdie rede het ek jou in Kreta agtergelaat, dat jy nog verder sou regmaak wat oorgebly het, en van stad tot stad ouderlinge sou aanstel, soos ek jou beveel het. So, Titus wat daar werk gedoen het as evangelis, hy word aangesê, van stad tot stad moet jy ouderlinge aanstel. Paulus skryf aan Timoteus, wat in Efese is, hy skryf in 1 Timoteus 2, aan vers 8 sê hy, ek wil hê die manne moet by mekaar kom. Hulle moet heilige hande ophef, sonder toorn of twis. En dan gaan dan sal 'n kort stukkie, wat hy praat oor die vroue, oor hulle kleredrag, oor hulle godvrugtigheid, en oor die feit dat hy nie wil hê dat hulle in die gemeente moet die regeerwerk en die leerwerk doen nie. Daar's ander belangrike werk vir hulle, naamlik die voortbring van gelowige kinders, baie belangrike werk. Hy sê, en dan kom hy by die ouderlinge, maar daai die eerste toon gestel toe sê, ek wil hê die manne moet by mekaar kom. Hoekom net die manne? Hoekom net die manne? Want as jy die manne by mekaar bring, dan kom die vroue, dan kom die kinders, dan kom die weduwees wat onder hulle sorg is, dan kom almal daar by mekaar. So, ouderlinge. En
Daai ouderlinge moenie sommer net enige ouderlinge wees nie. Onberispelik, man van een vrou. Nou is my vraag ook aan al hierdie ander gemeentes, kerke wat deesdae vrouderlinge het, hoekom staan daar nie vrou van een man nie? Hoekom is dit net man van een vrou? Want dit is iets wat baie typies is aan mans. Dat hulle meer as een vrou aanhou, het sy deur 'n skelmpie of het sy, soos in baie samelewings die geval is, veel wywery en so meer. Gelowige kinders het wat nie beskuldig kan word van losbandigheid of tugteloosheid. Okay, so goed, ons kan heel wat daaroor sê. Dit is een van die moeilike dinge wat ek nou al dikwels ervaar het. Ons kan heel wat daaroor sê, ek gaan nie daarby stil staan nie. Maar hy moet 'n opsiener, 'n redmeester wees, nie eiesinnig, nie oplopend, dis dinge wat hy aan Timoteus ook gesê, geen drinker, geen vegter, geen vuil gewinssoeker nie, met ander woorde, voorbeeldige man. Ons dink heel in die begin toe, die eerste gedagte van ouderlinge na vore gekom het, daar in Eksodus 19, waar Moses te veel werk gehad het en sy skoonvader Jethro vir hom gesê het, Moses, jy moet manne kry om jou te help om hierdie regeerwerk in die volk Israel te doen. En dan was een van die dinge wat daar vereistes wat daar gestel word, en hierdie manne wat jy moet kry, moenie lief wees vir geld nie, want dit is een van die ondergang vir die ampt. Dit is een van die maniere waarop die duiwel die ampt ondermyn in die kerk. So 'n persoon moet gasvry wees, hy moet regverdig wees, hy moet homself kan beheers, moet vashou aan die betroubare woord. Vashou nie, as die ouderling nie vashou aan die betroubare woord nie, dan is hy nie in staat om vir die dominee te sê, as die dominee daar op die preekstoel dwaalleraar lering verkondig het, te sê, maar dominee, wat jy nou gesê het, is nie volgens die kerk se leer nie, en dit is nie in die Bybel nie. Daai soort van ouderlinge het uiters skaars geword. Maar dit is hulle wat die ruggraat van die kerk vorm. So die apostel Paulus gee ons hierdie rigting. Dis mense wat met gebed aan die Here toegewy moet word. Baie belangrik. Sonder gebed niks. In wie hulle geglo het. Jy kan nie nou sê, hier is 'n baie sterk gemeente, en jy weet, van die vooraanstaande mense van die gemeenskap begin nou hier aan te sluit, en op jou einde dan is daar die ouderlinge, wat dalk die mees vooraanstaande manne is, glo nie in die Here nie. Dit is absoluut belangrik. Ten minste moet jy self 'n gelowige wees. So ons het nou 'n bietjie stil gestaan by die kwessie van ouderlinge. En nou gaan vers 24, hulle gaan nou verder terug op hulle spoor, en al predikende, al opbouende, al ouderling aanstellende, kom hulle uiteindelik weer terug in Antiochië. Dis nou die ander Antiochië, die een wat is waar Libanon vandag is. Dis nie die Antiochië wat hier in Klein-Asië is nie. En hulle is terug in die gemeente wat hulle gestuur het. Daar waar hulle aan die genade van God opgedra was vir die werk wat hulle volbring het. So in die gemeente is saamgeroep, hulle het verslag gedoen van al die dinge wat God met hulle gedoen het. So daar is werk gedoen, maar God het dinge met hulle gedoen. So wanneer jy in diens van die Here is jy nie besig om te werk nie. Die Here is besig om deur jou te werk. Dit is hoekom wanneer jy met die evangelie by mense kom, het sy as 'n prediker, het sy as 'n ouderling op huisbesoek, dan kom jy nie daar met jou eie status of met jou eie krag of met jou eie wysheid nie. Jy kom daar
deur die Here wat met die Here wat deur jou werk. En dit is ook hoekom dit so belangrik is, dat die amptswerk van die predikant en die ouderlinge en die diakens, dat dit ernstig opgeneem word. As jy daai persoon by die huis uitjaag, soos dit al gebeur het, en dit het met my ook al gebeur, as jy daai persoon by die huis uitjaag, dis nie die dominee wat jy die huis uitjaag, of die ouderling nie. Dis die Here wat jy die deur in die gesig toeklap voor. Maar hy het wonderlike dinge deur hulle gedoen en 'n deur van geloof vir die heidene geopen. So daar gaan 'n deur oop, 'n deur van geloof. Paar keer in die Nuwe Testament is daar nou verwysings ook na die deure wat oopgemaak word en hoe God deure oopmaak en hy kan ook deure sluit. En hulle het daar by die disippels 'n geruime tyd deurgebring. So hulle gaan nou voort met die bedieningswerk wat hulle oorspronklik mee besig was in Antiochië. As die Here wil, en ons kom nou volgende week by Handelinge 15, dan sien ons dat die kerkregering en die kerklike strukture begin nou nog meer vorm aanneem, baie soos ons al vandag ervaar. Is daar enige vrae?